as jy dit besef, Jesus lewe. Amen. En weet jy, hy sal lewe vir ewig. Amen. Die krag kon hom nie hou nie. Die doeke kon hom nie bind nie. En omdat hy los is van die doeke, en omdat hy die graf uit opgestaan het, en omdat hy sy lewe opgeneem het, wat geen ander entiteit, God of wat ook al hulle wil noem, dit kon regkry nie. Lewe hy vir my en u. Daar's 'n groter gedeelte aan het gekoppel. Toe hy opvaar, toe neem hy stelling in die regterkant van God die Vader, waar hy intree vir my en u, waar hy konstant by die Vader besig is, en vir hom vertel, Here, Vader, gee hulle nog 'n kans. Ons dien 'n God van nog 'n kans. As jy vanmôre gevoel het jy dit verbring, hy gee jou nog 'n kans. Hy maak vir jou nog voorsiening. Hy maak nog steeds die deur oop. Halleluja. Hy leef vir ewig. Vir altyd. En ek gaan nie vinnig verander nie. Want ewig en altyd volgens my boek is baie lank. Ek het nog nie so lank gelewe nie. En nie ook nie. Maar weet jy, kom ek gaan nie vertel. Daar's 'n vooruitsig. Hy maak 'n weg vir my en u. Hy maak 'n weg deur die dood. Hy maak 'n weg deur die kruis. Hy maak 'n weg deur hierdie lewe. Hy maak 'n weg deur die pad wat ons moet loop. Weet jy wat? Hy is nog steeds die hoëpriester. Hy is nog steeds in beheer. Nie om nie met hulle oomblik bietjie aanbid nie. Wil jy nie dit sê, Here, ons hoor U vanmôre. Here, ons ervaar U vanmôre. Want waar twee of meer in U naam vergader, daar is U midde. Dankie, Here, dat ons kan bid vanmôre. Dankie dat ons U kan aanroep vanmôre. Here, daar is mense met probleme, ons het gesien, Here, daar's versoeke wat opgaan. Here, wil U nie voorsien vanmôre in elkeen se versoek nie. Wil U nie kom aanraak die Here en daar die doodsteen wegrol vanmôre. Here, daar die probleem tot lewe roep vanmôre. Dat hy sal opstaan en uit die graf uit sal triomfeer. Ons maak hy doeke los vanmôre. En ja, Here, dat geen binding oor hierdie volk sal wees nie, maar vooruitsigte in U geestelike taal. Dankie dat U beweeg, Here. Ons roep en spreek U saam oor hierdie plek vanmôre in Jesus naam. In die naam van Jesus. Prys die Here. Ek sê dankie vir die musieke. Prys die Here, jy mag die sitplek neem. Halleluja. Ek wil eerstens net melding maak. Suster Anne-Marie en Arend se moeder wat gister heen gegaan het. En dat die Here hulle sal versterk en seën in hierdie pad en in die moeilike tyd wat vir hulle gesin en familie voorlê. Dit was nie maklik nie, ons was self gister daar. Dat die Here versterking sal bring, want dit is nooit maklik. Dit is een gaan vooruit. En dan wil ek ook dan vanmôre dit sê, die vyand kan probeer skop soos wat hy wil. Wanneer die Here in beheer is, dan gebeur dit. Amen. Die broers wat gister hier kom werk het en hard gewerk het, en die afdak probeer voltooi in tyd, het gister goed gegaan. Daar is nog werk, moet nou nie die produk al klaar kritiseer nie, asseblief, moet nou nie 'n kraai wees nie. Maar gee kans, want onder daai dag gaan ons die Here loof en prys. Amen. En onder daai dag gaan ons kuier, om Jan Smit het iets gesê, hy sê, hier werk ons saam, staan ons saam en eet ons saam. So ek glo die Here gaan vir ons seën. Kyk daarna dat dit mooi saamgekom.
ons nog redelik werk wat vir ons wag, maar ek glo die Here sal dit ook seën soos wat die tyd afloop. En dan is dit stap 1. Want die Here het uitbreiding oor Sion gemeente geroep. Amen. Die Here se scepter van genade is nog steeds uitgebrei oor u en oor my. En wanneer die Here sê, so sal dit wees, dan is dit ja en amen. Nie nou of ons wag of kritisie nie, nee. Wat jy kritisie gaan staan by die tempel se deur en deur partytjies uit oor jou bekommernisse. Want as die Here sê, so sal dit wees soos dit moet wees. Vanmôre wil ek u bring na 'n situasie in die woord van die Here in Matteus, die 8ste hoofstuk. En as jy die Bybel saam met kan jy lees of luister net soos die Here dit op die hart lê. Matteus die 8ste hoofstuk vanaf vers 23 en dit is so nodig om vandag uit te gaan, want ek besef en ek verstaan dat soveel mense met storms in hulle lewens sit. Partykeer selfgemaakte storms en partykeer storms wat maar net kom. Maar ek wil u vertel vanmôre dat nie elke storm kom van die Here af. Inteendeel, daar storms wat die vyand beplan om ons te verwoes. Maar dank die Here, hy is daar. Matteus, die 8ste hoofstuk, vers 23, en het lees as volg. Hy sê, en toe hy in die skyptum, het sy disippels hom gevolg. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skyp toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Staan hy op en bestraf die winde in die see. En daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy, dat selfs die winde in die see hom gehoorsaam is. Vader, baie dankie vir hierdie woord, die geleesde woord. Dit wat krag dra. Dit wat waarheid is. Dit wat geloof bring. Wat geloof kom deur die gehoor en deur die gesproke woord van u. Dit bring verandering in ons wese. Dit maak ons nuut. En dankie Here dat u in beheer is. Ek vra Here, seën elkeen wat hier is, sodat hulle sal verstaan dit wat die Heilige Gees voorberei het, om met hulle te spreek. Dit wat u woord is, om uit te gaan, om die boodskap te dra, van die koninkryk in Jesus naam. Amen. En amen. Nou geliefdes, ek kan baie preek net uit daardie gedeeltheid, want Jesus loop in hierdie skei in. Hy het 'n doel op die aarde en hy is besig om dit uit te oefen. En hy het sy paar volgelinge wat saam met hom is, ons weet, daar was 12 van hulle, loop saam met hom en klim hom saam met hom in die skei, en baie keer wil ek vir julle sê dat dit so voel ook wanneer jy die Here begin te dien, in gees en in waarheid, dat jy voel wanneer jy saam met hom in die skei is, dat al die storms jy skielik oor jou wil val. Dan loop het klomp goed verkeerd, en jy weet nie altyd hoe kom nie, en dan vra jy, Here, maar ons is dan saam met u hier. Here, u het ons geroep, hier is ons nou en ons sien u. Maar dan kry ons in ons wese hierdie gevoel, dat die Here iewers op die skip in die slaap geraak het. Wie dit al ervaar, wees nou eerlik. Ek wil sien. Dankie. Ek is nie alleen nie. Dan besef jy dat jy jou redding net van een plek af kan kry. Wanneer jy tot niks meer in staat is nie. En jy het alles probeer, ek wonder, terwyl hierdie golwe groot oor hierdie skeikie besig was om te slaan. Wat was die gevoel van die disippels wat saam met Jesus was? Het hulle begin te emmertjies gryp in bakke en die water wat wel in die skeikie geland het begin te uitskep, want daar moes wel water in hierdie skeik gekom het. En dan moes wel vir hulle 'n rede gewees het om bedruk te wees, want kyk, nie een van hierdie ouens wat op hierdie skeikie is, was dit vir hulle onbekend om op 'n skei te wees. Want hulle was visserman en hulle
daagliks dalk uitgegaan op die see met hierdie skytjies. Maar in die eerste saak het hulle saam met Jesus uitgegaan op die skytjie. Weet jy dat ek vir jou vanmôre moet sê, dat wanneer jy besig is met die wil van die Here, gaan jy teenkanting kry. Die vyand gaan storms jou lewe lang begin oor jou te probeer stuur. Hy gaan probeer om verwoesting te bring vir dit waarmee jy besig is. Hy gaan mense teen jou optrek om goed te sê en verwarring te saai. Maar weet jy, die feit is dat terwyl jy Jesus in jou bootjie het, is jy veilig. While you have Jesus in your boat, you have nothing to fear. Because while Jesus is in the boat, even the storms will listen to him. Jy sien dat baie keer gaan soek ons op allerlei antwoorde. Ons soek baie oplossings. Ons gaan krap in wêrelde heen om te soek hoe ons oor hierdie saak kan kom. Maar weet jy, as die moeilikheid tref, is dit te laat om te gaan soek. Dis te laat om soedend en bidend te raak ten opsigte van miskien moes ons 'n groter boot gevat het. Miskien moes ons dalk net 'n paar minute of 'n paar uur gewag het. Miskien moes ons die storms en die winde eers dopgehou het. En weet jy wat, geliefdes, dan raak daar 'n klomp probleme in ons wakker. Want ons vra al die regte vrae, maar dan hinder dit ons om in die wil of in die wil van God te begin beweeg. Daar's 'n Engelse woord wat sê coulda, shoulda, woulda. I could have done better. I would have done better. I should have done better. Want weet jy wat, ons gaan en ons maak al die beslissings en ons weet die Bybel sê bereken die koste. Maar as God die opdrag gegee het, hoekom vir ons dit nie net sorgvuldig en gaan aan met dit nie? Want as die Here sê ja, is dit ja. As hy sê nee, is dit nee. Dis ons wat moet reg luister. Stem jy saam met my? Amen. Wat daar so stilte hier, so ek weet nie of jy luister of ek lyk of ek die pak gee of iets nie. As jy net vir 'n oomblik vir my prys die Here. Prys die Here. Nee man, sê dit of jy dit bedoel. Sê prys die Here. Prys die Here. Ja, sê nou voel ek ook beter. Halleluja. Maar geliefdes, nou met ons al die omstandighede in hierdie bootjie en hierdie skytjie waar ons saam met Jesus is. En ek glo vanmôre dat as jy die Here toegelaat het in jou hart en in jou lewe, is Jesus vanmôre in jou lewensomstandighede saam met jou. Wat ook al die storm is wat vanmôre oor jou lewe is, en ek weet, hier's verskillende mense met verskillende storms. Hier's mense met verskillende aanslae, met verskillende vrae oor hoekom ons in hierdie situasie is waarin ons osself vanmôre bevind. Ons gaan soek ook baie keer na die oplossings terwyl ons in die moeilikheid is, en soos ek gesê het alreeds, dis klaar te laat. Die storms is oor jou. Weet jy wat doen 'n storm met 'n skytjie? Hy sink hom. Stem jy saam met my? Maar weet jy, ek het al baie keer gedink oor hierdie saak. Hoekom sou Jesus in hierdie skytjie gaan lê en slaap het? Was dit omdat sy geloof ver en meer en beter as ons is? Ek glo so. Hy het geweet wat in môre wag voordat dit gebeur het, want die Vader het dit met hom gedeel. Hy het geweet dat hulle nie sou omkom op hy skytjie nie, en hy het geweet dat die storms gewis sou wees. Hy het geweet dat dit daar oor hulle sou slaan, maar ek wonder of dit nie half 'n toets was vir hulle wat saam met hom was om te kyk hoe hulle geloof staan nie. En weet jy geliefdes, die toetse kom baie keer ons pad langs. Ons kry baie toetse in geloof. En tot my spyt wil ek vir sê, baie van ons val daagliks op die toetse wat ons pad langs kom. Baie van ons raak klein gelowig. Want ons kan nie sien hoe ons deur 'n situasie kan gaan nie. En ons kan nie sien hoe ons aan die ander kant gaan uitkom in een stuk nie. Ons sien al klaar die letsels nog voordat dit ons getref het. Ons voel al klaar die pyn, luister geliefdes, nog voor dit aan ons toegedien is. En dan huiwer ons, weet jy wat sou gebeur het,
as daar die disippels op die strand agtergebly het, en nie saam met Jesus in die skytjie geklim het nie. Hulle sou nie in die wil van God beweeg het nie. Want God se wil was om iets aan hulle te openbaar. Iets vir hulle te wys. Ons kan nie meer die storm vrees nie, want God is in die storm. Hy los jou nie vir een oomblik alleen nie, al voel ons, we are alone in the storm. God never leaves or forsakes us. God never turns his back on us. He's always waiting and watching over you wherever you go, because you are his child. As jy 'n kind van die Allerhoogste God is, waarom sou jy wil vrees in jou hart toelaat? Ja, absoluut wil ek vir jy sê, dat ons moet waak. En absoluut wil ek vir jy sê, dat ons moet bid. Want wanneer ons waak en bid, is ons in konstante kommunikasie met die koning van alle koning. En hy spreek met ons oor sy wil. En hy praat met ons oor sy voetstappe. En hy lei ons na die plekke waar ons moet wees. Woensdag aand het ons hier kom praat oor die Here is my herder. Ekskuus, was dit Sondag aand. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En weet jy wat, geliefdes, ek wil vir julle vertel dat wanneer ons al hierdie mooi skrifgies by mekaar sit, kan ons dit kwoteer tot op die vingerpunte. Maar wanneer dit kom, wanneer dit tel, dan vergeet ons die skrifgies, as die skrifgies ook saam met die emmer by die boot af. Is dit nie so nie? Mense, dit gaan uit wanneer hierdie goed kom om in gewoonte terug te verval. Al die onmoontlikhede wat skade kan bring, sien ons dan as moontlikhede. Ek het iets geleer deur die jare, en dit was 'n moeilike stryd om dit af te leer. Seeing is believing. As ek dit nie gesien het op wit en swart nie, het ek dit nie geglo nie. Maar nou bied die Here vir ons wit en swart in die Bybel. So kom sal ek dit nie wil glo nie. Boonbehalwe daarvoor het ek ook gesê, wanneer iets moet gebeur, assume the worst and anything else is a bonus. Wie ken dit? Wie sê dit? Assume the worst. En weet jy wat dan maak ons baie keer in daardie opsigte soveel, en hy sê errors in judgment. Ons het al klaar besluit, dit gaan erg wees. Ons sien al klaar die wrotstukke van die skippie uitspoel op die strand. As jy die storie begin te lees, en jy hoor oor hierdie storms, en jy weet hoe die see kan onstuimig raak, dan is dit juist wat in jou gedagte sit. Maar dit is omdat die mens in so negatiewe opsigte op ons aangestel is. Dat die negativiteit jou so kan aanhang, dat alles negatief trek in jou lewe. Assume the worst and anything else is a bonus. Ek dink dit is 'n leuen van die vyand. Want wanneer God 'n bedoeling het tot jou, is dit 'n bedoeling tot seën, nie 'n bedoeling dat jy moet grond toe gaan nie. Nie 'n bedoeling dat jy moet skipbreek lei nie. En weet jy wat, geliefdes, as jy skipbreek lei, stuur jy dalk 'n vis. En jy te vat na die doel toe waar hy jou gevat het nie. Wat dit moet Jonah gebeur. Skip het nie gesink nie. Hy was op pad om te sink. Maar toe hy oorboord is, toe raak die storm stil. Jesus was nie nodig om oorboord te spring of een van sy disippels oorboord te gooi. Hy wou hulle daar gehad het, om vir hulle die toonstelling te wees van God se krag en genade. Jy is 'n kind van die Here. Hy het gesê, julle sal groter dinge doen as selfs wat ek gedoen het. Die Here plaas jou omstandighede, sodat jy die storm kan bevel gee in sy naam. In die naam van Jesus dra daar soveel krag. En Jesus, weet jy, ek kan vertel, staan op en hy sê vir hulle hierdie woorde, klein gelowiges. Hoekom sou hy dit sê? Want dit was die waarheid. Hoeveel van u sit vanmôre, sonder om dit rarig te wil sê, met klein geloof?
Moet geloof wat nie kan deurdra nie. Hoor jy, ek is nie besig om jou pak slaag te gee nie, ek is besig om 'n stelling te maak. Ek is besig om 'n lering voor te bring. Ek lees dit nie van 'n boek af nie, ek praat dit my hart uit soos wat die Here dit vir my gee. En hoor jy, luister mooi, o kind van die Here, as dit waardig is om op te neem, neem dit op vanmôre. Hoeveel van u sit vanmôre? Met klein geloof, wanneer die moeilikheid kom, dan voel dit ek wil vlug. Dan voel dit ek het nou genoeg gehad. Dan begin ek murmureer, ek begin te kla, en ek kla in al die verkeerde rigtings. Kan ek hierin vertel, is 'n ding wat jy moet afleer. Want God wil hê jou geloof moet groei. Hy sê, want as jy geloof het so groot soos 'n of 'n karpeerpit. Wortelsaad. Nee. Soos 'n mosterdsaad. Dan sal jy wat doen. Dit is daar is die een ding wat mense dadelik verkeerd antwoord. Nee, jy sal nie twyfel nie. Want as God jou gestuur het, broer en suster, weet hy wat die pad is wat jy moet loop. Dit is net ons wat moet vertrou. En wanneer ons vertrou, dan verander sake. En wanneer ons in die mosterdsaad geloof begin te vertrou, dan begin sake verander. Ek kom agter hoe mense 'n knak gekry het in hulle geloof. Weet jy wat? Ons almal, regdeur, A tot B, B tot Z, is iewers te skuldig aan te min geloof. Ons sê goedjies. Ag, dit was seker maar sy tyd. Ag, die Here het hom geroep. Ag, weet jy, die ongeluk was bestel. Ek moes daardeur gaan. Ek ken 'n God wat ongelukke afsny. Voordat dit nog gebeur het, en woorde uiter soos, jy sal die skade weer daarvan sien, maar dit sal jou nie oorval. Ons het so gemaklik geraak om met punt B gemaklik te wees. Met die klein geloof. En Jesus kom en hy staan op in die midde van hierdie wat sy geloof klein geword. Hy selfde storie, net 'n paar hoofstukke voor dit. Het hy bevel gegee en water en wyn verander. Water is 'n hele struktuur het verander. Wat beteken water vir Jesus? Luister. Wat beteken 'n storm? Vir die koning van alle konings. Hy staan op in die midde van hierdie klein gelowiges. Ek is besig om my uit te byt, ek reken myself in. Kan ek iets leer vanmôre? My mond sit nader aan my oor as my mond in jou oor. Ek hoor eers my eie stem. Weet jy dat hierdie sambok slaan terug en dan slaan hy voorin? Ek voel dit. Ek weet wat ek sê. Ek staan op vanmôre voor u met my eie lewe op 'n weegskaal. En ek weeg ook, Here, is ek nie skuldig aan klein geloof? Kan jy dit ook doen? Nou is ons op 'n punt waar ons kan vorentoe gaan. En in die midde van hulle wat dit sien, doen hy 'n ongelooflike taak. Dit wat ons eerstens so gedink het, teen die godheid is. En ek het vroeër dit vermeld, dat nie elke storm wat in jou lewe kom van God af is nie. En hy staan op, en hierdie storm was 'n storm van verwoesting, wat sou daai skipie tot niet gemaak het, en sy apostels het dit geweet, want hulle ken die see. En hy staan op en hy sê, wind, storm, water, wees my gehoorsaam. Hy gee 'n bevel, en die storm raak stil. Hoe stil is hier?
Want dis daarom waarom ons nie ons geloof meer kan sit nie, dis mos 'n kinderlike storie. Dis ons maar net 'n preek wat iemand voorberei om ons iets te leer. Nee, broers. Nee, susters. Hierdie was 'n werklike gebeurtenis. Dit het regtig en waaragtig waar gebeur. Hy het in daai skytjie gestaan en bevel gegee. En 'n storm wat daar was om verwoesting te saai, was hom gehoorsaam. Soveel so dat sy disippels dit nie kon glo verder nie. Hulle moes gaan uit en soek na dit wat hy wou gesê het, of dit wat hy gesê het dat dit nou gebeur het, voor hulle oë, staan hulle en redeneer met mekaar, wat vir 'n mens is hy? Hoekom het hulle dit nie gevra by die water toe, water en wyn verander nie? Hoekom het hulle dit nie gevra toe Jairus se dogtertjie opgestaan het nie? Hoekom het hulle nie gevra, is hy, wat se tipe mens is hy nie? Wat toe die onmoontlike breek, dat storms kan stil raak, toe vra hulle, wat se tipe mens is hy? Is nie net 'n mens. Is the son of that Most High God. Manifested in flesh. And this morning he's in this building. Amen. He's here to speak to you and your storm. Amen. He's here to quieten the waves. And he's here to silence the winds. Do you believe it? Amen. Jy sit ook vanmôre in omstandighede vas. Ek ken hom wat verstandighede en omstandighede kan verander. Amen. Ons het net iewers die geloof verloor. Want er soveel ander storms het gebreek en die skipie hang maar aan. Die skipie sukkel. Die span wil nie meer span nie. En die denke wil nie meer dink nie. Here, wat is die vorige storms anderste as hierdie storm? Wat ek hier sê, Jesus is in jou bootjie. Is nou net tyd om hom wakker te maak. I know a man who can. He can silence the storms. Make the blind to see again. Amen. He can make the deaf hear again. Is dit moeilik om te glo? Is dalk nie ek wat sit met die probleem om dit te vertel nie. Is dalk u wat sit met die probleem om dit te hoor. Ag, pastoor, ek het daai storie soveel keer al gehoor oor die storms. Nou wanneer gaan jy dit begin te glo? Wanneer gaan jy begin te verstaan dat die Here dit soveel keer vir jou gebring het deur verskillende predikers om jou wakker te maak? Want weet jy wat, jy's 'n seun en jy's 'n dogter van die Allerhoogste God van hemel en aarde, en hy sal jou nie vergewe en hy sal jou nie verraad nie. Hy wil jou deurdra. Halleluja. Ek wonder wat sou gebeur het, want dit ek het gesien aan 'n rugby span sukkel, dan beklei hulle ons onder die pale. As die disippels begin te stryd, wie gaan hom wakker maak? Wie gaan, hey, doen jy dit, Petrus, jy staan in die moeilikheid. Judas, ek weet wat jy gaan doen. Kom, laat hom wakker. Weet jy, God slymer in slaap nie. Jesus het nie meer slaap nodig nie, hy is nie meer in die vlees hier by ons nie. Hy is 24 ure 'n dag beskikbaar. Amen. Vir jou, hy hoef nie, sy slaap nie meer, jy hoef hom nie wakker te maak nie, hy is wakker. En my Bybel sê dat God wakker is oor sy woord. Vanmôre is die Here wakker oor my en u situasie en omstandighede. Het vanmôre na hierdie gebou toe gekom met die vraag, Here, kan u my nog sien? Here, kan u my nog deurdra? Die Here sê, ja. Amen. Halleluja. Dis die eenvoudigheid van die prediking.
Eintlik sê die Bybel dit in soveel woorde, die sotheid van die prediking wat 'n menigte tot bekering bring. Want ek wil jou een ding vertel. Die apostels kon mekaar nie bemoedig nie. Na die tyd toe die winde gaan lê, toe het hulle ook nie veel bemoediging ten opsigte van mekaar nie, maar weet jy wat? Die winde het gaan lê. Die golf het sterk geraak. Het was smooth sailing van daar. Wat was jou smooth sailing idee? Het jy jou sonbrander omgebring vir die ekspedisie? Hulle sê 'n klein seentjie saam met 'n groep mense word opgekommandeer om te gaan bid vir reën. En tussen die hele groep van 300-400 mense hou die laaitjie by en hy kom met 'n Sambreel-kerk. Amen. Jy weet toe kom hy bygeloof, maar net nie hy ding oopmaak nie. Maar toe die prediker dit sien, toe val hy op sy knie neer en hy huil voor God. En hy sê vir die 300-400 mense plus sê hy, julle almal het gekom om te bid vir reën, maar niemand van julle was voorberei nie. Hy sê hierdie seentjie was voorberei vir die reën. Wat as die Here vir jou sê vanmôre gaan kap uit vir jou varse reënbakke. Ek wil die reën stuur. Gaan jy kom met 'n beker? Broer, ek kom met 'n tank, gaan koop nog 'n Jojo. Want die Here gaan reën stuur. Amen. Enigste een van 300-400 mense was 'n seentjie. Met waaragtige geloof. Vanmôre, hoe lyk jou geloof? Is jou geloof in jou vaardighede om dinge te doen? Is jou geloof in dit wat jy geleer het hoe die lewensgolwe mag gaan? Om te dodge en te dive. Ek is moeg om te dodge en te dive om jou aan. Ek het nou genoeg gehad van hierdie storms. Ek het nou genoeg gehad van die aanklagtes. Ek het nou genoeg gehad van woorde. Nou gaan ons bevele gee. Wie voel in hierdie oomblik dat daar storm in sy lewe is? Ek sien dit. Ek sien dit. Moenie skaam wees nie, ek sien dit. Die Here sien dit ook. Nou gaan ons wakker maak. Here, kom praat met die storm. Maar Jesus, kom praat met die wind. Here, hulle vergaan. Help hulle, Here. Is jy hier vanmôre? Voel jy dat daar salwing oor jou broei? Dat die Here nou iets in jou lewe gaan inspreek, wat jy lankal nodig gehad het. Want weet jy, die anker van hulle kinders van die Here was saam met hulle in die boot. En weet jy, terwyl die anker van die lewe oor ons kom, of die storms van die lewe oor ons kom, is die anker daar om ons vasthou, veilig by God. Vanmôre wil ek vir die omstandighede sê, storm word stil, storm luister na die knegt van God, storm, ek gee plek in die kind van die Here, sy lewe weer nie, storm wind, raak stil. Amen. En net daar kan jy onderskei word. Of jy dit wil vat of jou geloof nog te klein is. Want net daar, wie sal hy om so te praat? Ek is hy wat gestuur is. Amen. Hy wat geroep is. Deur die hand en die stem van God. Amen. Om te spreek 'n woord. Om te noem dit wat waar is. Amen. Om te roep dit wat nie waar is nie. Soos of dit kan gebeur. Weet jy wat sê ons daardeur, ons het groot geword in lede in Christus Kerk en ons ook net nog terwyl op by julle. Ons het groot geword in hierdie kerk wat sê roep die onmoontlik is soos of dit nie moontlik is nie. Amen. Dink jy daai storm kan stil word? Amen. Ek gaan nie die storm 'n naam gee nie. Jy weet wat jou storm is. Want weet jy wat dan noem ek 'n paar storm se naam en dan sê jy kyk wat doen hy. Nee, ek gaan nie. Jy weet wat se storm is.
vanmôre in opdrag van die God van gode, die koning van die konings, sê ek storm, word stil. Amen. Maar ek het so iets daar, ietsie, wat ek mag gebruik, in die naam van Jesus. Amen. Wyk Satan! Kan jy dit ervaar vanmôre? Daar's 'n stilte in jou storm. Daar's 'n oomblik wat die son deurbreek. Daar's 'n skudding in jou hart. Jy weet nie hoe dit gebeur nie. Al wat jy weet is, die blou lig is bo jou. En die grys wolke is weg. Weet jy wat is nog 'n ding wat mense sê? Elke wolkie het 'n silwerrand. Ek soek nie meer na die silwerrand nie. Ek soek die blou lig. Die lig van God wat deurbreek. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dit was nie 'n groot verhaal toe Jesaja gebid het. Was Jesaja, nee? Was Jesaja, nee? Wat gebid het? Dit was nie 'n groot verhaal toe Daniël gebid het. Dit was nie 'n groot skok toe Sadrag, Mesach en Abednego gebid het. Maar dit het hulle deur 'n vuurwind gevat. Dit het hulle 'n profeet gemaak. Dit het hulle gouverneurs gemaak. Praat van Daniël. Hy was 'n gouverneur in 'n vreemde land, tweede in bevel van 'n land wat nie syne was. Wat hy God geken. Hoe lyk jou storm vanmôre? Ek ken hom. Hy slaap nie. Hy is nie lui nie. Hebreërs 6 vers 19 en 20 lees ons die volgende en met die krag op vers 19. Hy sê en ons het dit as anker van die siel wat veilig en vas in die ingang tot die binnekant van die voorhangsel. Hy sê waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek die hoëpriester geword het vir ewig. Ons het anker in die hoofseëninge van God. Halleluja. Die teoloog noem dit die Shekinah glorie. Dis die glorie agter die gordyn, die toegang wat vir ons die krag van God gee. Jesus sê ek is die lewe, die weg en die waarheid. Amen. Hy is geanker in God se krag. Hy is my koning. En wanneer hy vir my sê vir daai storm, word stil. Dan vat ek die opdrag van môre. Dan vat ek ernstig. Storm wyk. Ons het 'n anker in die krag van God. Ons het 'n anker wat ons vashou. Hoor as die storms oor die see val. Ons het 'n anker. En sy naam is Jesus. Amen. La gara was seën weer met jou saai. Ek kan vir gaan sê, as jou huis op die rots is vanmôre, hoekom sal jy vrees vir 'n storm? Ek sal vir jou kan sê, as jou huis die fondasie Christus is, dan sy fondasie jou anker. Weet jy, dis die bedoeling van 'n fondasie, is om 'n anker te wees. Dit waarop alles gebou is.
Hoekom sal ek vrees in die skipie van omstandighede? Hoekom sal ek vrees vir die storm wat kom? Hoekom sal ek hulle twyfel wat saam met my staan en sê, wat vir 'n mens is hy? As ek weet, hy is nie wat vir 'n mens nie. Hy is 'n toonbeeld. Hy is die enigste een. Die deur van genade is vanmôre vir u oop. Die reëne van God se bediening val oor u vanmôre. Is u bereid om dit op te vang vanmôre? Amen. Dis nie meer storm nie. Luister, daar kan nog storms kom. Maar Jesus is nog steeds in die skipie. Hy het nog nie uiteindelik nie. Hy gaan nog nie. Hy is joune. En jy is syne. Hy is die eerste liefde wat ons nie moet verlaat nie. Hy is die seun van God. En die storm het nie akeerse nie. Kan ek hier die laaste gedeelte vir die bysit? Hou op hardloop in klein geloof. Die hele tyd vir God vertel hoe groot jou probleem is. Begin nou terugdraai na jou probleem toe en vertel hom hoe groot jou God is. Dit is reverse psychology. Want weet jy, ons dien 'n groot en almagtige God. Hy is in beheer. Luister. Het jy gedink jou worstelstryd is teen vlees en bloed? Ons magte en owerhede. En God weet om lang te spreek. Ek sluit vanmôre met hierdie gedeelte. Psalm 107 vers 28 tot 31. Hy sê toe het hulle die Here aangeroep en hulle benoudheid en uit hulle angs het hy hulle uitgelei. Hy het die storm 'n gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly omdat dit rustig geword het. Hy het hulle gelei na hulle hawe van hulle begeerte. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid, om sy wonderdade aan die mense kinders. Het jy mooi verstaan dat ek dit gelees het in Psalm 107? Nog voor die geboorte van Jesus was die uitspraak dat hy in staat is om storms stil te maak. Was die uitspraak dat hy saam met hulle in die skytjie gaan wees. Jy moet bly wees dat Jesus saam met jou in jou bootjie is. Nou moet jy hom loof, want jou storm raak stil. Halleluja, prys die Here, loof sy naam. Weet jy wat? Hy weet, hy is in beheer. Die storm moet luister. Hy het die elemente gemaak waar volgens die storm saamgestel is. Hulle het nie 'n keuse nie, hulle moet luister. Loof hom, prys hom, skreeu met jou halleluja, skreeu met jou amen. Kom ons sê ons van die Here. As jy nou al 'n konferensiediens gehad het, was dit vanmôre hier in Sion gemeente. Maar weet jy wat beteken dit vir my en u kind van die Here? Dit beteken nou kan ons nie gaan slymer en slaap nie. Vyand het op vanmôre na hierdie boodskap geluister. Maar ons bring hom geen eer nie. Want die storm sal wyk. Ons anker hou vas. As jy weer mooi geluister het, Psalm 107, die 31ste vers het hy gesê, en hy het hulle gevat na die veilige hawes van hulle begeerte. Ek wil nie op
op die see bly dobber nie. Ek wil by die eindbestemming uitkom. Want die Here het 'n belofte gemaak by die eindbestemming. Is daar nog wonders? Is daar nog tekens? Is daar nog deurbrake? Ons het genoeg gedobber op die see. Ons gaan nou na die hawe van God se genade. En ons gaan daarheen seil. Ongebroke kinders van God. Die oorwinning behoort aan my en u. Want so sê die Here. Hierdie is nie net 'n ou toevallige boodskapie vanmôre nie. Hierdie boodskap is geroep om jou storm stil te maak. Nie om vir jou 'n bietjie salfies te smeer en jou te laat goed voel nie. Maar om jy deur die omstandighede van die lewe te kry. Om God te verheerlik. Wanneer ons hom verheerlik, luister, die woord van God sê, hy leef onder die lofgeklank van Israel. En as ons hom loof en ons prys hom, in ons daaglikse lewe, weet jy wat sou verander het op hy skipie? As hulle God verheerlik het, die storm sou self uit. Jesus is absoluut nodig, maar hy was in die skipie. As hulle geweet het wat se krag daar net tussen daai groepie was, wat God uitgekies het, God het jou uitgekies vanmôre, om 'n kragtige en 'n redder vir ander te wees. Om saam met iemand in sy skytjie te sit, om hom te bemoedig en te sê, hierdie is nie die einde nie, maar net die begin. Die omstandighede het nie gekom om jou te verwoes nie, maar om jou te leer. Het jy jou les geleer vanmôre? Ja. Nou is daai hawe wat vir ons wag. Oor die storms van die see omvou. Vaster aan die rots, waar ons altyd klou. Jesus is daar die anker se naam. Hy is jou anker. En hy is my anker. Ek voel vanmôre om hier in te spring en 'n paar mense te skud. Wow! Los te maak van die storm. As jy net weet, God se behaag, sy wil met in jou lewe omvou. Ons het genoeg gedobber. Nou gaan ons wen. Die Here seën nie. Die Here se genade is met. Ons sê nie, trek vir ons weg en seën die volk met 'n gebed.